Almighty Jesus, hou meer van U en minder van ons. More of You. Almighty Jesus, mighty God. More of You, Jesus. More of You, Jesus. Soms staan ons vrese oor God se liefde vir ons. Ons is bang om te doen wat hy vir ons sê. Want ons is bang, wat sal ander mense van ons sê? Ons is bang om ons voet op die water te sit, want dit lyk veiliger in die boot as daar buite waar die golwe druis en die wind waai. Maar die oomblik wanneer ek tot hierdie bewustheid kom dat ek eintlik meer van God moet hê as van myself, dan begin ek vrees oorkom. En vanmôre het ek en jy altyd die Here so nodig. As so baie dinge in hierdie wêreld wat skeef loop en ons sien dat die tekens van die wederkoms van Christus kom vinnig in vervulling en goed gebeur teen 'n tempo en dit maak 'n mens tot 'n mate bekommerd. Is my lewe reg? En wat my bekommerd maak is die duisende mense om ons wat nooit die geleentheid kry om Jesus se liefde te ervaar en van hom te hoor nie, omdat die kerk net eenvoudig bang is om met mense te praat oor Christus. Wanneer ons minder word, sal God meer wees. En dan gaan jy sy teenwoordigheid baie meer in jou lewe ervaar. Dis wanneer ek nie kan nie. Dis wanneer ek nie weet nie. Dis wanneer ek nie 'n antwoord het nie. Dis wanneer ek nie die toekoms kan sien nie. En ek oorgee aan hom, dan begin hy my lei. Want hy ken môre. Hy weet wat jy nodig het. Hy ken jou behoefte, hy ken jou stryd. Maar bo alles, hy ken jou hart.
En 'n hart wat oorgee, kan God vorm, hy kan dit maak, wat hy daarmee wil doen. Dis nie my en jou krag, ons potensiaal, wat eintlik 'n verskil maak nie. Dis wanneer ek onder die leiding van sy gees begin heers, in sy koninkryk, deur sy Heilige Gees. Kom ons sê daai koortjie nog 1 of 2 keer saam, net more or less, more than him, less than me. Kom ons vra net dit. There's more of you, Jesus. Kan jy dit sing vanmôre? Maak 'n proklamasie vanmôre. Here, meer van U. There's more of you. More of you and less of me. There's more of you. Nooi hom in vanmôre. More of you. There's more of you, Jesus. More of you and less of me. Thank you, Jesus. Thank you. More of you, Jesus. Less of us, God. Mighty Jesus. More of you. Thank you, Jesus. Dank U, Here Jesus. More of you, Jesus. Less of me, God. More of you. And less of me. Thank you, Jesus. Vader, ons kom vanmôre in hierdie proklamasie dat ons eie wil aan U wil onderwerp. En ek wil bid dat U elke gebroke gees vanmôre sal oplig. Dat U elke stikkende hart sal heel maak. Dat elke persoon wat vasgevang is, Here, in een of ander sonde en gevangenskap, dat U hulle sal vrymaak. Dat U Hemelse Vader net die doel sal bereik vanmôre. En elke persoon wat opgetrek het na U huis toe. Ons verwelkom U, Here, in ons midde. En ek dank U dat ons U kan ken, die Koning van die konings en die Here van die Here. Word U dan verheerlik in alles wat ons doen, alles wat vanmôre hier gebeur. My onder U spreek U, Hemelse Vader, deur die krag van U woord. En lei ons deur die Heilige Gees, neem ons gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan U. Is my gebed in Jesus se almagtige naam. En die volk van die Here sê amen. Prys die Here, baie dankie, julle kan julle sitplek neem. Loof sy wonderlike naam. Ons dank die lofprysingsspan ook vir hulle inset en al hulle oefeninge. Ons eer die Here dan ook so vir daai gawe. Is julle harte nog gelukkig? Prys die Here. Ons loof sy wonderlike naam. Laasweek was ek in Natal gewees. So ek het nie laas Sondagoggend hier kon wees nie, maar baie dank pastoor Ediard wat bedien het. Ag, en almal van julle wat so getrou is, ons loof die Here dat hy is groot en hy is goed. Ek weet dit is koud. Maar by ons lyk dit soos 'n wit laken vanoggend daar langs die Apiesrivier. Alles is wit. Ek het eers gedog, het dit nou gesneeu deur die loop van die nag. Toe sien ek nee, dis eintlik maar net koue. So prys die Here, maar ek is so dankbaar dat julle vanmôre dan ook hier is. En ons eer die Here vir sy goedheid, vir sy guns en vir sy ewige liefde. Al die besoekers vanmôre, mag die Here vir julle ryklik seën. Ek is bly my vriend Johannes vanmôre hier. Ons bid dat die Here hom genade sal gee en krag gee. Hy is ook daar by die disipelskapskool betrokke op Sondaande daar by my in die kinderkerksaal op die plot. So ons bid dat die Here dan ook so die mense daar sal sien. Daar's so 36 ouens op 'n Sondag aand daar betrokke. Ons dank die Here daarvoor. Marius is ook daar
Prys die Here, as 'n klompie van julle wat daar is en dan 'n klompie ander mense wat nou vanmôre nie is nie wat daarbey ingeskakel het. Is julle nog lief vir die Here? Ek hoor, daai klink so 'n bietjie flou hoor. As jy dit vir jou vrou so gaan sê, ek is nog lief vir jou, dan gaan sy sê, hoorie, so doen dit oor. As jy dit weer so sê, gaan sy vir jou weer sê, hoorie, doen dit oor, tot jy dit reg doen. Ek vra, is jy nog lief vir die Here? Amen. Kom ons gee die Here 'n hartlike hande klap. Sondag vir Sondag kom ons by die kerk by mekaar en dit is reg so. Trek ons op omdat ons dikwels in ons eie hart en ons eie gees 'n behoefte het dat die Here vir ons in een of ander opsig iets moet doen en vir ons een of ander saak moet uitsorteer. En in die prediking is dit so dat ons gewoonlik die behoeftes van die mense aanspreek deur die woord van die Here en vir hulle geleentheid gee om meer van God te kry en minder van hulle self te word. Maar ek het vanmôre so 'n bietjie 'n ander boodskap. Ek weet nie of jy besef nie dat ons het God nodig om vir ons eintlik alles te doen. Maar God het gekies om jou nodig te hê om ook vir hom iets te doen. Kom aan. Ek verstaan nie wat ek sê. Ek gaan dit weer sê. Ons het God nodig om vir ons alles te doen. Maar my boodskap vanmôre gaan nie oor wat God vir my kan doen nie. My boodskap gaan vanmôre oor wat kan ek vir God doen. Want God het ook 'n behoefte dat ek en jy vir hom iets sal doen. En wat is dit? Om sy koninkryk op aarde uit te bou. Om die plek te word waar God regeer. Waardeur hy hierdie miljoene mense op hierdie planeet kan bereik. Met hierdie kosbare goeie nuus van Jesus Christus. Ons loop in 'n tyd, ons beweeg in 'n tyd waar ons baie dinge sien gebeur. Jy moet nie die oorlog in die Midde-Ooste onderskat nie. Daar is 'n skrif van een van die profete wat hy sê, en ek sal 'n ysterhaak in hulle kake sit. In Gog en Magog en hulle wat in die uithoeke van die noorde bly, en ek sal hulle nader trek. Waarheen wil hy hulle nader trek? Hy gaan hulle bring tot by die dal van Armageddon, waar die Here eens en vir altyd aan hierdie wêreld gaan wys. Daar is net een koning van alle konings en een Here van alle Here en sy naam is Jesus. En daardie uur, en dit gaan 'n vinnige gebeurtenis wees. Ek het jare terug het ek 'n studie daarvan gemaak en as ek reg kan onthou, die alstene wat daar gaan val, gaan 35 kg weeg. Daar gaan nie 'n kans wees vir oorlewing in daardie tyd sonder God nie. So ek wil jy moet mooi verstaan, daar's baie dinge wat gebeur en ek het in hierdie week gesien op CNN nuus die reaksie van Rusland en China teenoor Iran en teenoor Israel. En daar is goed wat besig is om vinnig teen 'n tempo te gebeur. En ons moet gereed wees wanneer die Here Jesus verskyn. Die kerk redeneer, is dit voor die verdrukking, is dit in die middel van die verdrukking, is dit na die verdrukking? Dan is daar nog 2 ander sieninge ook wat in die kerkwêreld rondgaan, wat ek nou nie al stil staan, ek praat van primêre siening, maar as 3 primêre sieninge. Waarvan die pre-millennium ouens 3 sieninge alleen het. En dit is die mense wat glo dat Christus gaan sy koninkryk kom vestig. En dit gaan begin by die wederkoms, maar nou is daar 'n dispuut, is dit voor, is dit in die middel of is dit na? En is goed om
op hierdie dinge te weet, maar ek wil hê jy moet verstaan, die essensie lê nie in daardie teologie nie. Die essensie van dit lê in die feit dat Jesus weer gaan kom. En wanneer hy kom, moet ek gereed wees om hom te kan ontmoet. En ek wil vir jou vra, is jy gereed om die koning te ontmoet? Maar hier buitekant in hierdie wêreld waarin ek en jy leef, is daar duisende mense wat nie gereed is nie. Hulle het nog nooit die liefde van Jesus ervaar nie, hulle het nog nooit die liefde van Jesus beleef nie. Baie van hulle het nie 'n Bybel nie. Verskoor my dat ek vanmôre vir Carmen gebruik, sy is 'n onderwyseres en sy het my nou dag geskakel en sy sê ek het tot die skok agtergekom dat hierdie kinders wat ek bedien, het nie 'n Bybel nie. As 40 kinders in 'n klas. Maar hierdie kinders het nie 'n geleentheid om van Jesus te leer nie. As hy dit nie gaan doen nie, wie gaan dit doen? En die Here het deure oopgemaak dat ons vir 40 Bybeltjies in die hande kon kry om dit te gee. So ek kan nie vanmôre net na die kerk toe kom om altyd te ontvang by die Here nie. Iewers moet ek verstaan dat ek moet ook iets vir God gee. En wat moet ek vir God gee? Ek moet myself vir die Here gee. Ek moet my tyd vir die Here gee. Ek moet my hulpbronne vir die Here gee. Ek moet oorgee aan die Here. Want hy is my bron, hy is my versorger, hy is my gesondmaker, hy is my dokter, kind van die Here. Hy is my sielkundige. En solank as wat ek vashou aan hierdie eie ek en hierdie vrese het, kan God my nie gebruik nie. So ek wil jou vanmôre bedien uit Johannes 17 vers 18. En daarmee saam gaan ek lees Markus 16 vers 15. En as julle wil, kan julle Matteus 28:19 sommer quoteer, want julle ken hom ons almal. Ek hoop so. Pastoor, wat staan nou daar? Ek kort ook 'n Bybel. Nee, ek het een, ek lees hom net nie. Johannes 17 vers 18. Hoor wat sê hy? Ek wil by vers 17 begin. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gewat het. Ek hoor nie. Waar? Soos u my gestuur het in die wêreld, het verlede tyd. Ek ook hulle. Wat het hy met hulle gedoen? In die wêreld uitgestuur. Soos hy my gestuur het in die wêreld, stuur ek hulle ook uit. Waar? In die wêreld. Ons kan nie so heavenly bounded wees, laat ons earthly nou goed is nie. Die impak wat ek en jy moet maak, is nie in die hemel nie. Die impak wat ons behoort te maak, is terwyl ek op die aarde is. Want dit is die tydsglee wat God aan jou gegee het, om vir hom iets sinvol te doen, iets betekenisvol uit te voer, sodat hy jou daarvoor kan beloon die dag as jy in die hemel kom. Markus, die 16de hoofstuk vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan wie? Ek hoor nie. Sluit dit 'n Chinees in? Sluit dit 'n Indiër in? Sluit dit 'n Afrikaner in? Ja, prys die Here, ons is daar, Here.
Net na die Boereoorlog toe wil die boere nie sê, dit sluit die Engelse in nie, want hulle was kwaad. Gaan verkondig hierdie evangelie oor die aarde aan die ganse mensdom. Julle is 'n eenvoudige sinnetjie. Daar's niks ingewikkeld rondom dit nie. En ek wil jou bedien vanmôre op hierdie tema, as Jesus sê, maak disippels, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die primêre werkwoord in daai skrif is maak disippels. So met ander woorde, as 'n opdrag aan die kerk. Jesus kom en hy sê vir hulle, gaan maak disippels. Die vraag is, as Jesus dan gesê het, ek moet disippels maak, hoe kan ek dit doen? Want dit is waar ons vashak. Wat is die praktiese implikasie van dit? Hoekom doen die kerk dit nie? Miskien weet ons nie wat om te doen nie. En ek het in die begin van hierdie jaar het ek gaan kyk na hierdie saak en ek wil aansluit by die vorige preek wat ek gepreek het oor die twee belangrike elemente met betrekking tot Jesus se hemelvaart. En as julle kan onthou, of julle wat dit op Facebook gevolg het, daar is twee finale opdragte reg voor die hemelvaart, waartoe elke kind van God geroep is. Met ander woorde, elke disipel, elke persoon wat Jesus aangeneem het, elke Christen wat 'n besluit gemaak het om Jesus te volg, daar is twee finale opdragte wat hy vir ons gee voor die hemelvaart. En luister wat sê, hierdie opdrag moet uitgevoer word tussen sy hemelvaart en sy wederkoms, want dis die tydsbestek wat ons het. Wat is hierdie opdragte? Matteus 28 vers 19, nommer 1, maak disippels van alle nasies, van alle mense. Markus 16:15 sê, aan die ganse mensdom, die skrif wat ons nou net gelees het, gaan maak disippels van hulle. So moenie selektief wees, wanneer jy moet mense deel nie. Die opdrag vanmôre is, gaan maak volgelinge, gaan maak disippels, gaan maak studente vir die Here Jesus. Die tweede opdrag wat ons kry reg voor die hemelvaart is Lukas 24 vers 29b en Handelinge 1 vers 4 herhaal hy dit. En dit is die woordjie wag. So gaan maak disippels van die ganse wêreld, van alle mense, maar voordat julle hierdie opdrag gaan uitvoer, gee ek julle 'n tweede opdrag, gaan wag. Want jy gaan nie hierdie opdrag suksesvol kan deurvoer as jy nie toebedeel is met die krag van die Heilige Gees van God nie. Want my en jou konfrontasie op hierdie aarde is nie net in die vlees nie. Dis streng gesproke 'n geestelike konfrontasie. Want die vyand waarteen ek en jy staan elke dag is 'n gees. En ek kan nie 'n gees in die vlees konfronteer nie. Jare gelede, nie so baie lank terug nie, 'n paar jaar gelede, bel een van ons besigheidsmanne my in die gemeente en hy sê vir my, pastoor, hier in my kantoor is daar iets aan die gang, daar's ruimte vir al die dames wat hier werk. Hy sê, maar al die dames sit nou letterlik in een kantoor, hulle het hulle lessenare geskuif na een kantoor toe, hulle sit nou almal daar in een kantoor en al die ander kantore staan leeg.
En terwyl hulle die goed so skryf, vra hy vir hulle, maar hoekom doen julle nou dit? Hoekom skuif julle nou al hierdie lessenare en goed alles na hierdie een kantoor toe? En hierdie dame sê, hoor, hier's 'n ander iets teenwoordig in hierdie huis. Ons kan nie, ons wil by mekaar wees, want hier's iets wat nie lekker is hier nie. Nou julle moet nie die goed afmaak nie, want ons werk in 'n geestesriem. Nou ek weet ons glo nie in spooke nie. Maar ek glo in demone. Dat ek eerder sê, ek glo dat hulle bestaan. En hy bel my en hy sê, hoorie Saul, wil jy nie hier kom bid nie? En ek onthou, ek bel ou Spikkels Coetzee, hy was hier onder by die Stadsraad gewees, hy was die hoofbouinspekteur, en ek bel hom, is 'n goeie vriend van my gewees. Ek sê van hoorie Spikkels, en hy was 'n baptis. Ek sê, jy moet kom, ons gaan bid, want ek weet hy bid. En ek sê vir die mense, jy sê vir my niks wat hier aangaan nie, al wat ek doen is, ek gaan die Here vra. En terwyl ons by die voordeur inloop, begin ons bid. En ek loop deur haar huis, en ek loop deur haar huis, en elke keer as ek in een vertrek kom, dan val die Heilige Gees op my. En ek ervaar die teenwoordigheid van God. En na het ons klaar gebid is, gaan ek na Pieter toe, en ek sê, Pieter, ek ken nie die geskiedenis van hierdie huis nie, maar hier in hierdie vertrek is iets fout. Wat het hier gebeur? Hy sê, hier was 'n selfmoord in ons familie, in hierdie huis. Ek sê, waar die selfmoord plaasgevind? Nee, nie in hierdie vertrek nie, in daai vertrek oorkant. Ek sê, maar dan verstaan ek dit nie. Hy sê, nee, maar wat gebeur het is, die ma het in hierdie vertrek gebly. En sy en die dogter was 'n lesbien gewees. En sy en die dogter het 'n argument gehad oor iets. En toe die tannie uit die kamer uitgaan, toe besluit hierdie dogter in daai kamer, sy gaan die revolver vat en 'n einde aan haar lewe maak. En sy vat die revolver daar en sy loop na die ander kamer toe en sy skiet daar, maar waar was die argument binne in daai kamer? En ons pleit die bloed van Jesus en ons roep die naam van Jesus vir bevryding. En dat die Here elke bose mag sal bind wat daardie huis tormenteer. En is weg. Gemeentelid bel my hier onder in Karen Park en hulle sê vir my, hulle het 'n klein seentjie, die seentjie is 4 of 5, 6 jaar oud. Hulle sê hierdie kind raak in die nag wakker en dan sien hy 'n bobbejaan op die gordynreëling sit. En as hulle inkom en hulle vra vir hom wat gaan aan, dan sê hy, sien jy die bobbejaan? En hulle kan hom nie sien nie, maar hierdie kind is hysteries. Stap haar in, gaan in die vertrek en bind die werke van die duisternis, dryf elke demoon uit in die naam wat elke naam oorskadu, die naam van Jesus, en nooit weer het die kind 'n bobbejaan gesien nie. Kom aan. So kind van die Here, u moet vanmôre verstaan dat ek kan nie teen hierdie bose magte werk as ek nie God se gees het nie. Gaan wag. Gaan, maak disippels. Maak disippels, maar voordat jy hierdie opdrag uitvoer, moet jy gevul word met bonatuurlike krag. En hierdie krag is die krag van my gees. Want Adam het dit in die tuin van Eden verloor, toe God hom uit sy teenwoordigheid uitgesit het, die oomblik toe hy sonde doen en daardie liggaam besoedel word. Toe kon die gees van God nie langer in daardie liggaam woon nie. En God sit hom buite die tuin en hy sit 'n gerub voor daardie opening sodat hy nie kon terugkeer na die boom van die lewe wat binne in die tuin is en in daardie sondige toestand bly lewe vir ewig as hy van daardie boom sou eet, maar met hierdie sondige natuur nie. Jy sien, kind van die Here, God roep my en jou om disippels te gaan maak, en hy sê vir my en jou, ek moet sy krag ontvang om dit te kan doen, en dis een van die grootste probleme binne die kerkwêreld vandag. Ek lê in die hospitaal 2 of 3 weke gelede, en hulle stoot 'n ou oom daarin, hy sê
70 jaar oud en ek kan sien hy het baie pyn, het geval en sy heup gebreek en hierdie oom kom daar in en maar terwyl hy daar inkom, swet sy soos in verskriklik. Laat dit eintlik my ore seermaak. Maar is 'n wonderlike oom, hy die mooiste geaardheid, hy het 'n lekker persoonlikheid. En reg langs hom lê daar een van hulle kerk se diakens wat al vir baie jare 'n diaken was en ek hoor die twee swets toe so lekker saam. Dog ag Here, hoekom is ek nou 'n galblaas laat uithaal het? Is ek nou bitter of wat gaan nou aan? Maar hier moet ek nou lewe kry want hier gaan iets nie werk nie en ek bly net stil, ek sê net niks. Ek sê Here, jy moet maar hier 'n deur oopmaak want ek weet nie, ek lê nog half op my rug om die oom kan nie move nie. Hy het sy heup op 4 plekke gebreek en hy 2 weke voordat die heupoperasie gehad. Naderhand vra die oom en hy sê nou sê jy 'n bietjie vir ons, wat se werk doen jy? Want jy weet nou ek is 'n predikant. Ek sê, hoe lank was jy in die bediening, dominee? Nee, hy sê, my hele lewe deur. Ek sê, okay. Hy sê, hoe lank? Hy sê vir my, wat se werk doen jy? Ek sê, nee, jy wil nie weet nie. Want as jy weet, gaan iets gebeur. Hy sê, nee man, wat doen jy? Ek sê, dominee, weet jy wat? Ek is al 34 jaar 'n pastoor. Ek sê, maar ek het een ding geleer, ek vloek nie soos 'n predikant nie. Zip. Diaken en dominee. Een die kant toe, een daai kant toe. Die volgende oomblik stoot hulle nog 'n ou oom daarin. Hy's 88. Ek dog, my Here, wat val ek hier al saam met hierdie ou mense? Ek is nog so oud nie. Hierdie is 'n setup. En hier lê ek. Heeltemal by my positiewe, want ek is so gesond soos 'n vis in die water. Ek weet ek het 2 klippe nie, ek weet dit, maar dit pla my nie. En hier stoot hulle oom in. En ek kyk sy en ek dog, maar ken nie die oom. Maar terwyl hulle hom instoot, hoor ek hierdie ou 88-jarige oom wat pittig is. Hy het 'n sin vir humor uitgeval. En sy skouer gebreek. Maar daar's iets oor hierdie oom wat anders is as die twee wat die hoorkant my lê. Toe hy naby my kom, toe sien ek dis pastoor Janie Du Plessis van die AGS kerk. Hy sê vir my seun, hoekom is jy hier? Nou, ek is ook al oud, maar ek is sy seun, hy's 88 en ek is 65, so ek is sy seun. Ek sê vir hom, wat is my probleem? Hy sê, ek het geval, my skouer gebreek. Maar die liefde van Christus vloei oor sy lippe. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees vul daai kamer. Dat elke keer as daai dominee en sy diaken iets lelik sê, dan sê hulle, ons moet nou onthou, hier lê 2 pastore hier oorkant ons. En ek het 'n liefde vir daai dominee gekry. En as 'n diepte, en om ek sê, dominee, weet jy wat is julle probleem? Sê julle het al die kennis van pag, maar julle die Heilige Gees van God agterweë laat bly. Hy sê, ek het baie opgestaan in vergaderings en vir ons mense gesê, ons moet meer aandag gee aan die werking van die Heilige Gees, maar ek kon nooit deurbreek nie. Jy gaan nie hierdie opdrag kan uitvoer sonder God se teenwoordigheid in jou lewe nie. Jy kan nie. Luister, mooi kind van die Here. Veral by hierdie opdragte is daar 'n kragtige belofte. Hy sê, as jy disippels gaan maak, sal ek jou 'n visser van mense maak.
Jy hoef nie die visser van mense te maak nie, hy gaan jou 'n visser van mense maak. As jy net hierdie besluit in jou lewe kan neem, ek gaan disippels maak nie saak wat my persoonlikheid is nie, maak nie saak of ek 'n intro of 'n ekstrovert is nie, dit maak nie saak wie ek is nie, ek neem hierdie besluit, Here, U kan my gebruik om die wêreld te bereik. In my vermoë, in my dimensie van my persoonlikheid, U kan my gebruik. Dan sê as jy gaan wag, gaan ek jou toebedeel met krag, dis die belofte. So met ander woorde, jy moet disippels maak, en jy moet wag, en God gaan jou toebedeel met krag, om die eerste opdrag uit te voer. Die kerk het pap geword, hoekom? Want ons werk nie meer onder die leiding en die krag van die Heilige Gees, die kind van die Here. Ons funksioneer buite die konteks, buite die raamwerk. Want ons wil alles in ons eie vermoë, in ons eie krag doen. Daar kom geleenthede, wat ek vir jou sê, jy het nie 'n antwoord vir iemand se probleem nie, jy het nie 'n antwoord vir die ou se intellek nie, maar God het 'n antwoord, hy weet wat in daai ou se hart aan die gang is. En al wat hy soek is 'n voertuig. Hy soek iemand wat daardie persoon met hom kan deel, en weet jy, daai persoon kruis jou pad met 'n spesifieke doel. Dis God se plan. Dis nie toevallig nie, Gerald Koekemoer het altyd gesê, daar's nie 'n ding soos dit is toevallig nie. Hy sê, dit is toevallig. Want die oomblik wanneer lig val, sê ons, dis toevallig. Maar dit is nie toevallig nie, toe val God se lig, en God bring 'n antwoord, en God bring 'n uitkoms. Maar wanneer? Op sy tyd, op sy manier, op sy voorwaardes, nie op my voorwaardes nie. Nie op my manier, hoe ek dink nie. Ag Here, help my, gee my tog net 'n vrou, maar Here, asseblief laat dit Sunny wees. Ek garandeer jou, Sunny gaan jou al jou hel gee. So as jy dit nou gisteraand gebid het, please, leer dit nou, want jy gaan die verkeerde vrou kry. Want wat gaan die duiwel doen? Hy gaan daai enetjie inskop hier voor jou wat jy nie eintlik moet hê nie. Maar sy gaan al die ander kwalifikasies hê. So luister mooi kind van die Here, God sê vanmôre, jy kan iets vir my doen, maar jy moet net bereid wees om dit te doen. Elke persoon wat hulle toespits om God se koninkryk uit te bou, ontvang die belofte van 'n sieleoes. Jy kan mense na die Here toe bring. Net so het die opdrag om op God te wag ook 'n belofte in Handelinge 1 vers 8. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dit is maar eintlik so mooi. Nie net op julle nie, nie net in julle nie. Hy sê maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Het jy al gesien hoe lyk 'n spons as hy droog is? Jy druk hom en dan spring hy uit. En hy's lig. Wat gebeur as jy 'n paar druppels water op die spons gooi? Nie vreeslik baie nie. Maar wat maak as jy die spons water oor hom gooi? Dan word hy gevul. En daar's 'n kapasiteit, as jy hom squeeze, as jy hom druk, dan kom die water uit. Kom aan. So die Heilige Gees sal oor jou kom, net soos die eerste disippels, dit was die 11 apostels en 109 ander getroue volgelinge opgeroep is om te wag in Jerusalem, sodat die Heilige Gees oor hulle kan kom. Met elke nuwe bekeerling ook nodig dat God se Heilige Gees krag oor my en jou moet kom. Mense moenie bang wees vir die Heilige Gees nie. Ek was so desperaat toe ek tot bekering gekom het, dat die Here my moet vul met sy Heilige Gees, dat ek vir die Here gesê het, ek gaan nie AME toe, want ek was toe klaar met my studies, hulle het my opgeroep, en ek moet daar die Julie maand moes ek aangemeld het vir die weermag, en ek sê vir die Here, Here, ek gaan nie op daai bed verklim, of op daai treintrok klim, alvorens U my nie gevul het met die Heilige Gees nie. Ek was desperaat. Ek het elke biduur wat ek kon bygewoon.
En vir daardie 6 maande in besonder het ek na God gesoek vir die Heilige Gees krag, maar niks gebeur nie. En daar's letterlik 'n paar daaroor, dis die Woensdag en die Saterdag moet ek klim. En ek sê, Here, daai nag vir die Here, ek het vir jou gesê, ek gaan nêrens heen as jy my nie volg, want ek wil nie my daarbo doodskiet en ek is nie gevul met die Heilige Gees nie. En daai Woensdag aand, is ek in die bidhuur, en die bidhuur gaan verby, en niks gebeur nie. En ek sê, ag ja nee Here, jy het my alweer vergeet. Jy het my nie so lief soos al die ander mense wat jy was nie, en hoor net hoe Here, hoor net hoe werk die Gees van die Here in hulle lewe. En ek staan op om nou te loop, want die bidhuur is mos nou verby. En Tannie Welderie wat altyd daar gesit het, sy is nou 93 jaar oud. Sy en Tannie Steinman en Tannie Poppie Malang, almal sulke ou tannies grys hare daai jare. Ek was jonk daai jare, vroeg in die 20's. En Annemarie Loubser en Pastoor Henry Loubser. Toe ek opstaan om te loop, sê hulle, waar gaan jy heen? Ek sê nee, ek gaan nou huis toe. Bidhuur is mos nou verby. Dis met jy nie vir die Here gevra met jou doop in die Heilige Gees voordat jy Ami toe gaan nie. Ek sê ja, hy sê wanneer gaan jy Ami? Ek sê Saterdag. Hy sê maar dankie, maar jy loopie. Hy het aan nie selfs geen manier nie, jy gaan nie loop nie, kom, nou gaan ons vir jou bid. Ek sê, ag Here, as hierdie klomp vir my bid, gaan al die duiwels uitdryf. Want kyk, as jy eers begin bid en hulle gaan in tale oor julle, dan sien jy die krag van die Here werk. En daai 3 tannies kom sit rondom my en Pastoor Henry Loubser staan so eentjie terug en hulle begin bid. Ek weet nie so later, hy bid hier uitgekom, 8:30. 10:00 daai aand, toe val die Heilige Gees op my. Die spreking in tale. Dat die krag van God so geweldig is, as ek my mond oopmaak om vir hulle iets te sê, dan praat ek in 'n ander taal. Ek weet nie hoe lank was ek daar in daai kerk nie. Ek ry nader aan huis toe, maar terwyl ek bestuur is ek onder die krag van die Heilige Gees. Ek weet nie eens waar ek is en eintlik waar ek en ek ry nie. Al wat ek weet is ek praat in tale die hele tyd so ver as ek gaan. Ek stap in daardie huis en daardie nag en ek gelê op my bed en ek voel of ek van daardie bed af opstyg. Ek voel of my liggaam wil bars teen die teenwoordigheid van die Here. Ek ervaar die krag van God in my lewe. Naderhand is dit al laat, dit is seker hier by 12:00, hoe laat dit ook al was en ek sê Here, asseblief, dankie vir die Gees. Ek eer U daarvoor, maar asseblief Here, vat dit net nou 'n bietjie van my af weg. Ek moet nou rus kry, Here. Kom aan. Van daai dag af het hy my geroep. God wil jou gebruik. En hy kan jou gebruik as jy net bereid is. Die eerste disippels ontvang die Gees en die Gees van God kom oral. Die feit dat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, was nie 'n eenmalige gebeurtenis. Asseblief kry dit uit jou kop uit. Professor Henny Stander het dit bewys in die eerste 4 eeue na Christus. Hy het die hele sy doktorsgraad daarop gedoen. Luister baie mooi, 'n paar jaar, en ek het gaan kyk tussen 10 en 8 en 10 jaar. As selfs ouens wat sê 14 jaar na hierdie gebeurtenis, laat haal die heidense Cornelius, 'n offisier in die Romeinse ryk, vir Petrus, nadat God met hom deur 'n engel gespreek het, om vir Cornelius en sy hele huishouding te kom sê wat hulle moet doen om gered te word. En gaan lees dit in Handelinge 10, die geskiedenis van Cornelius. Hierdie man was 'n man altyd deur in gebed, hy was vroom, hy was altyd deur in gebed, engele verskyn aan hom, hy sien die krag van die Here, maar hierdie man is 'n Romein. Maar in sy hart het hy God ontmoet, iewers het hy met die Here kennis gemaak, en hy wil meer leer, en hy sê vir die Here, hy vas en bid in daardie tyd, en die Here sê vir hom, stuur na Joppe, gaan haal vir Petrus, want hy het woorde wat hy tot jou moet spreek, wat jy moet hoor, want jy moet gered word, jy moet luister na hierdie woorde. In Handelinge 10 vers 43 tot 44 sien ons hoe die Heilige Gees oor hierdie Cornelius en al sy mense kom in daardie dagkind van die Here, en ek verbeel my daar was iets soos 40 mense. Word gevul met die krag van die Heilige Gees. Hoor wat sê in vers 7, en toe daar 'n groot woordewisseling plaasgevind het, staan Petrus op en sê vir hulle, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. Vers 8, en God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Wanneer? Op die dag van Pinkster. So 10 jaar daarna, 8 jaar daarna, toe kom die krag van die Heilige Gees op dieselfde manier op die heidene, op daardie groepering van mense, en hy vul hulle met sy heerlikheid. En wat interessant is,
Petrus weet hy moet hierdie mense doop, maar hy weier, hoekom? Want hy is 'n Jood en hierdie mense is heidense mense, en hy het nooit 'n heidense mens, hy het gedink die evangelie is net vir die Jode, is net vir Israel. En wat doen die Here? Voordat hy nog by die doop kom, in al die ander gevalle in die Bybel sal jy sien dat mense word gedoop en dan word hulle gevul met die Heilige Gees, maar in Handelinge 10 vul God hulle eers met die Heilige Gees en dan staan Petrus terug en hy sê, Here, maar as U hulle aangeneem het, want hulle kon nie die Heilige Gees ontvang deur 'n mens nie, niemand kon dit vir hulle gee behalwe U nie, en as U dit vir hulle gegee, dan het U hulle aangeneem, wie is ek om hulle die doop te weier? En hy het hulle gedoop in die naam van Jesus. Jy sien, kind van die Here, dikwels staan ons terug. Hoekom? Want mense lyk nie soos ons lyk nie. Mense ryk nie soos ons ryk nie. Mense het nie die intellek wat ons het nie. Mense het nie die finansiële vermoë wat ons het nie. Mense het nie die kar wat ons ry nie. Mense het nie die geleerdheid wat ons het nie. En dan staan ons terug. Hoekom? Want ons wil nie met hulle deel nie. Of selfs andersom, hierdie ou is te slim, Here. Ek weet nie wat gaan ek vir hom sê nie. Ek weet nie hoe gaan ek hom benader nie. Dit het niks met slim of dom te doen nie. Dit het alles met God se Gees te doen. As jy God se Gees het, gaan hy jou lei wat om te sê op die regte tyd en op die regte manier. Nie een wedergebore kind van God kan sê, dit is nie my verantwoordelikheid om disippels te maak nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy kan nie wegkom van dit af nie. En in die lig van hierdie verantwoordelikheid is daar 7 doelwitte wat ek in die begin van die jaar vasgepen het, wat ek in hierdie gemeente wil los. 7 eenvoudige dinge, wat ek vanmôre met jou wil deel, wat jy kan doen. Daar's niks teologie rondom dit nie, daar's niks groot kennis, dis eenvoudige lewensgoed wat jy kan doen. Wie van u wil graag 'n disipelmaker word? Kom aan, wat ek sien. Wie van u wil graag eendag in die hemel kom, en as jy daar by die poorte verbykom, dan staan hier 'n seentjie en 'n ma, en hier staan 'n pa en 'n gesin, en hier staan 'n oupa en 'n ouma, en al wat hulle vir jou sê is, deur jou toedoen het ek die Here gevind. Want jy gaan hulle sien, hulle gaan daar wees, kind van die Here, hulle gaan getuienis gee, sê die boek van Hebreërs. Hoeveel mense staan al by die poort vir jou en wag? Of is daar dalk niemand wat vir jou wag nie? Jy gaan verbaas wees met die impak wat jy gaan maak, net deur jou getuienis te bring. So wat is hierdie 7 dinge waaroor ek met jou wil praat vanmôre? Ek wil hê jy moet verstaan, 'n klomp gemeenteprogramme alleen kan nie vir my en jou mobiliseer om 'n gemeente vol te maak nie. Die antwoord is nie. Hoe meer programme ons in die gemeente kan skep, hoe meer mense gaan ons bereik nie. Nee. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, hoe meer disippels ek kan maak, wat in die wêreld kan rondbeweeg. Dit gaan nie oor die Sondag se erediens alleen nie. Dit gaan oor die week wat daarna voorlê aan die mense van Christus wat in die wêreld is. Daar waar jy lewe, daar waar jy beweeg, het jy al kind van die Here op 'n plek gekom waar jy met mense deel. Ek was 'n paar weke terug so bly. My seun sê vir my, ons praat so oor, ek weet nie oor die kerk, en hy sê vir my, ja pa, ek weet nie of jy al daai jong man gesien het, hy werk by die Sasselgrasie in Teresa Park. Ja, ek sê ek ken hom baie goed. En ek noem sy naam, want ek ken sy naam. Ek het nog gevra wat sy naam is, en ek het baie met hom gedeel. As ek petrol ingooi, dan praat ek met die jong man. En ek het met die jong man gepraat, en sê vir my, hoe gaan dit met jou? En sê, ag, dit gaan nie goed nie, ek bly by my tannie, en hulle is nie so baie lief vir my nie, my ma het my uitgeskop, en my hele lewe deur is 'n chaos. En ek sê vir hom, weet jy ou seun, ek wil vir jou vandag sê, begin by die begin, kry jou lewe met God uitgesorteer. Gaan na 'n kerk toe, enige kerk naby jou. Waar bly jy? Nee, ek bly hier oor kan nie spaar. Ek sê kom hier na ons, as jy nie net wil kom hier, Empower is hier onder, gaan soontoe. Was daai dit nog Hatfield? Sê gaan soontoe en dan sal die Here met jou werk. Julle, ek praat van seker 5 jaar terug, 3, 4 jaar terug. My seun sê vir my pa, hier's 'n jong man nie, en hy sê ken jy daai? Ek sê ja, ek ken hom baie goed. Ek sê hoekom? Wat van hom? Hy sê daai jong man is daar by ons in die kerk. Hy sê en dit is 'n weerseun. Hy sê maar iets het in sy lewe gebeur. Ek sê wat? Hy sê hy skryf nou die dag vir my 'n boodskap. Hy sê dit is so 'n hele profetiese boodskap. Hy sê maar dis in hoogs Engels. Dit lyk soos die King James wat met my praat. Hy het God gevind. Iemand het vir hom gesê,
En dis nie net ek nie, daar's ook ander mense wat met hom gedeel het, sekerlik, maar daar's saad gesaai, en daar moet 'n oes opkom as daar saad gesaai word, kind van die Here. Ons plant mos nie om nie te oes nie. Geen boer sal saad in die grond sit, as hy nie 'n verwagting op 'n oes het nie. En elke woord wat jy saai, waarmee sal ek my koninkryk vergelyk? Dis soos 'n saaier wat saad saai, my woord, die saad. Dis nie jou vermoë nie, dis God se woord wat die verskil gaan maak. Ek soek mense in die week wat buitekant toe kan uitbeweeg en iets vir die Here kan doen. Wat is my funksie om elke gemeente te mobiliseer om 'n disipel te wees wat ander disipels kan maak? En dit is wat God wil hê jy moet vandag verstaan. Die krag van God se koninkryk of die krag in ons gemeente lê nie opgesluit in die uitbreiding van hoeveel besoekers ons op 'n Sondag besoek nie, maar die krag tot groei lê in hoeveel gemeentelede gedurende die res van hierdie week by die wêreld sal uitkom met die boodskap van goeie hoop. Dit bring my by die vraag, hoe kan ons dit doen? Wat moet ek doen? Wat moet u doen? Soos die tema sê, as Jesus sê, maak disipels, hoe kan ek daarby betrokke raak? Hoe kan ek dit doen? As jy disipels moet maak, wat kan jy doen? Dis jou opdrag. Jy kan nie by dit verbykom nie. 7 eenvoudige dinge wat elkeen van ons kan, besluit maar die woord wat jy wil, jy moet dit eintlik doen, jy kan dit doen, dit is nie buite jou bereik nie, die laaste oes moet inkom, en Jesus het hierdie verantwoordelikheid voor sy hemelvaart aan elkeen van ons toevertrou. As elkeen van ons die volgende paar stappe volg, dan sal God die wat gered word by sy kerk begin byvoeg. Wat is die eerste een? Nommer 1, sê bietjie nommer 1. Die heel eerste een is 'n 4-letter woord. Wie van u weet wat dit is? Waar begin jy om disipels te maak? Ek hoor dit hier. Julle moet nou 'n bietjie harder praat. Nou is hierdie blok ook wakker. Wat sê hy? Okay, die blok? Okay, hierdie blok het ek niks gehoor nie. Wat sê julle? Gaan. G-A-A-N. Go. In Engels is het nog makliker. Gaan. Sê vir die ou langs jou, het jy dit? So jou heel eerste ding wat jy moet verstaan is, jy moet besluit om te gaan. Hoor wat sê hy? Handelinge 1 vers 6 en 7. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle, dis die sleutel. Wie? Met wie praat Jesus? Met sy disipels. Met sy volgelinge. Moenie bekommerd wees oor die koninkryk van Israel nie. Dit kom julle nie toe om die tye en die uur te weet wat God bepaal het nie, maar julle. Wat moet julle doen? Wat wil ek hê moet julle doen? Maar julle, dis die sleutel in die vers, sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dieselfde julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Vers 15 sê, daar was 120 mense in die bovertrek toe die Heilige Gees gekom het. En die Bybel sê, en die Heilige Gees het in daardie uur gekom, soos 'n wind en soos 'n vuur. En het op elke een van hulle in daardie vertrek gaan sit, en hulle toebedeel met krag uit die hoogte. Niemand was uitgesluit nie. Kom aan. So met ander woorde, as jy nou die krag ontvang het, soos wat daai ouens in die bovertrek ontvang het, wat staan jou te doen? Jy moet? Ek hoor nie? Ek hoor nie? Nee, sê dit. Jy moet dit self hoor. Geloof kom deur die gehoor. Jy moet gaan. Sê vir die ou langs jou, jy gaan, ek bly. Nee, moenie dit sê nie. Sê vir die ou langs jou, ek en jy gaan.
Okay? So luister mooi, kind van die Here, hoe moeilik is dit? Wat beteken dit? Jy moet gaan, daai woord impliseer eintlik in die Grieks, terwyl jy gaan, waar jy beweeg, hoe jy ook al beweeg, gaan. Ons kamp 1 jaar in Glenmore. En ek is daar met 'n fancy karavaan van die klomp snymans wat hulle vir my geleen het, want hulle het my jammer gekry toe ek met dit wou kamp waarmee ek wou kamp. Toe sê hulle, hoor, vat hierdie groot karavaan en toe gaan kamp ek met die ding. En nou is die kinders, jy weet mos in 'n karavaanpark, die kinders hulle speel en hulle maak pelle en gaan te kere. En daar kom 'n vrou na ons toe, na my en my vrou toe, terwyl ons een oggend daar uit die tent uitstap en sy kom na, sy sê, hoor, is daai dogtertjie julle sin? Ek sê ja, dis ons dogter, dis ons laatlam dogtertjie. Sy sê, ek het hierdie kind nou dopgehou al vir hierdie hele week. Sy sê, ek wil vir julle komplimenteer. Weet jy, daai kind het 'n gift om kinders by mekaar te maak wat in argumente betrokke raak. Sy sê, elke keer as hierdie kinders hierdie speelietjies het, dan raak hulle kwaad vir mekaar, dan wip die een sy stert, en die een wip sy stert, en haar stert, en dan gaan hulle huis toe dikbek, en blaas hulle mond op, en as jy weer sien, is Sionei daar, dan sê Sionei, hoor jy so, nee man, jy kan nie so maak, kom ons gaan speel weer, dan oortuig sy die kind, en dan is hulle weer terug. So luister, kind van die Here, daar is 'n klein dogtertjie wat al geleer het om haar gawe te vind, haar gawe uit te leef, om ander mense wat stikken is en seer is na die Here toe te bring. So luister baie mooi. Hier kom die woord van die Here en hy sê vir ons, julle sal my getuies wees. Elkeen van ons, 120 word gevul met die krag van die Gees van die Here om hierdie boodskap van Jesus by die wêreld uit te kry. Jesus sê aan 'n klomp van sy volgelinge dat hulle wat wag vir die krag van die Heilige Gees en dat hulle sy getuies sal wees oral in die wêreld nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, sal uitbeweeg. Vers 15 sien ons dat dit 120 mense was wat hierdie krag ontvang het en 120 mense kom van die bovertrek af onder toe en hulle beweeg in Jerusalem in en uiteindelik bereik hulle die hele wêreld. Dit is nie beperk tot 12 apostels nie. Dis 'n roeping op elkeen van ons se lewe om disippels te gemaak. Elke persoon wat die krag van die Heilige Gees ontvang het, het die opdrag om Jesus se getuie te wees. Hoor wat sê Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die eerste commitment wat elke gelowige moet maak, is gaan, vertel. Gaan sê vir iemand, gaan deel met iemand. Gaan na iemand toe en praat met hulle, daar waar jy gaan, terwyl jy gaan, deel met hulle. Wat beteken dit? Waar jy jouself bevind, vertel vir ander mense die goeie nuus van Jesus se oorwinning. Dis al wat jy moet doen. Julle, wie van u kan in 2 sinnetjies vir iemand sê, Jesus is lief vir hom? Pastor Dirk is geweldig suksesvol om uit te reik na mense toe, maar weet jy wat doen hy? Ek het hom al dopgehou. Hy kom sommer so by 'n ou en sê hy, hoorie, jong, ek wil net vir jou sê, Jesus is lief vir jou. Dink ek, Here, die ou gaan hom nou 'n klap gee. Jesus is lief vir jou. Ja, vir my. Ja, vir jou. Kan ek vir jou bid? Ja, jy kan maar. As jy jou hand op hom gelê, dan is daar 'n oordrag van krag. Dan bid hy vir die ouens. Jy sien, kind van die Here, jy het niks fancy nodig nie. Jy moet net bereid wees om te gaan. Jy moet net bereid wees om hierdie besluit in jou lewe te neem om met mense te praat oor Jesus. Nee, pastoor, ek is nou nie heeltemal beleef. Ek is nou nie opgelei. Jy hoef nie opgelei te wees, jy is gered. Jy het redding nodig. En as jy gered is jy reg. Sê vir jou langs jou, ek is gered. En daarom is ek reg. Okay, is net so 10 wat dit sê, die ander is bang. Jou eerste commitment is om te gaan. Gebruik jou persoonlike getuienis. Wie van u het getuienis wat Jesus vir jou al gedoen het? Kom aan, steek 'n bietjie aan. Het jy 'n getuienis wat Jesus al vir jou gedoen het? Julle, ons sê, ek is seker as ek op my rug lê, gaan ek my voete ook kan opsteek. Want elke dag is 'n getuienis in ons lewe, julle. Ons het 'n getuienis. Gebruik jou getuienis, gebruik dit hoe die Here met jou gewerk het om jou by hom uit te kry. Ek kan jou 'n paar uur besig hou om vir jou te sê hoe die Here my by hom uitgekry.
Maar jy moet dit letterlik in 2, 3, 4, 5 minute kan doen. Moenie jou verveel met 'n klomp detail. Op die 22ste Januarie 1982, op 3 uur daardie middag, het die Here in sy Heilige Gees met my kom praat toe ek in 'n rooi Volkswagen Jetta gery het en ek daar by die groen lig gestop het en hy het 'n man uit die kar uit geklim. Nee, mense. Jy moet jou hele getuienis in 5 minute kan opgee vir 'n persoon. Jy moet hom in 'n neute dop kan gryp om vir hom te sê, dit is waar ek was. Dit is wat God met my gedoen het en dit is waar ek nou is. Dis jou getuienis. In 'n neute dop. Jy moet gaan, gebruik jou getuienis, jou persoonlike getuienis. Almal van ons het 'n getuienis. Reik uit na mense. Gebruik die persoon se behoefte en sy gebrokenheid as 'n oop deur om met hom te praat. Mense sê vir jou by die werk, ek kan nie my water en ligte betaal nie. Wat sê hy vir jou in regte woorde? Ek het nie die geld om my verpligtinge na te kom nie. So wat kan jy doen? Maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. Hy kom by jou en sê, weet jy sien hy lyk nie lekker nie, of sy lyk nie lekker nie, vra hom, wat gaan aan? Hoekom sien ek, jy is nie vanmôre lekker nie? En dan gaan die persoon vir jou sê, weet jy, ek het gehoor, my vrou het al kanker, of my vrou is siek. Dan sê vir daardie persoon, weet jy, daar is hoop in Christus, hy is die groot geneesheer, kom ons bid saam, want deur sy wonde is ons genees. Hoe moeilik wil dit wees? Gebruik 'n persoon se behoefte, want hulle praat met jou by die werk oor hulle behoefte. Hulle sê vir jou, wat is nie, hoe gaan dit met hulle, en wat is reg in hulle lewe nie. Die boek van Job sê, God open ons geestelike ore deur die mond van die nood. Hy praat met ons in tyd van nood. Ek het die Here gevind, omdat ek deur 'n moeilike lewe gekom het. En hier sit 'n klomp sulke mense wat ek ken, wat die Here gevind het, omdat dit nie met hulle so goed gegaan het nie. So gebruik 'n ander persoon se behoefte om met hom daarin te deel. Moenie uitvis nie. In hierdie naweek te hoor ek dat een van ons gemeentelede, hy sit vanoggend hier en ek gaan nie name noem nie, want ek wil niemand blootstel nie. Hy sê vir my, hy laai 'n persoon op en daar klim 'n jong meisie saam in die voertuig in, en hierdie meisietjie spring uit die kar en sy sê, ek kan nie in hierdie kar bly sit nie. En elke dag gaan salf hy daai kar in die naam van Jesus en hy bid oor sy voertuig se veiligheid en beskerming en al daardie dinge. En hierdie dogter klim in hierdie kar en toe sy binne in die kar is, toe sê sy, ek kan nie hier sit nie, en sy spring uit. Hy sê, wat is nou aan die gang? Sy sê, ek kan nie in die kar klim nie. Hy sê, hoekom nie? Sy sê, nee, want ek voel vuil. 'n vreemde kind. Hy sê, maar wil jy daaroor praat? Sy sê vir hom, ja. En hy sê, weet jy, ek kan jou nie help nie, maar ek kan vir jou bid. En dan gaan jou voorstel aan iemand wat jou kan help. En dit het hy gedoen. Hoe moeilik wil dit wees? Gebruik die geleentheid, kind van die Here. Moenie net so selfgesentreerd wees dat alles om jouself gaan elke dag van jou lewe nie. Soek, vra die Here, met wie moet ek vandag deel? Wat moet ek vandag vir iemand sê? Waar is die Here wat U oopmaak? Gaan reik uit na mense, bevriend mense en skep 'n platform van vertroue en vriendskap. Die tweede punt is, die tweede stap wat jy vanmôre moet onder. Die eerste een is gaan, die tweede een is nooi die persoon uit. Nooi hom uit. Jy bou 'n vriendskapsbrug, veral as jy mense oor 'n tyd sien wat jy geleentheid het. So nooi mense uit, nooi die persoon uit. Wat beteken dit om uit te nooi? Om iemand te vra, kom saam met my. Waarheen moet hy saamkom? Nooi hom uit na jou huis. Ek het vir weke 'n boemelaar elke liewe naweek gaan haal by my huis te kom bly toe ek 'n jong seun was, toe ek net tot redding gekom het. Want ek het geweet God kom red. So nooi hom uit, kind van die Here. Hier was mense wat hier in die kerk se deure gekom het, 36 jaar op die straat. Ander 16 jaar, ander 8 jaar, boemelaars buite verwerp deur almal.
wat die Here gevind het. Hier was mense wat gesukkel het met homoseksualisme, wat 'n brief onder my deur gestoot het sonder 'n naam. Na 'n preek soos hierdie vanmôre. Ek kon daardie persoon bel, want daar was 'n nommer op, en ek kon daardie persoon intrek, en een van daardie persone vandag is 'n predikant, kind van die Here. Hierdie persoon is 'n pastoor, wat die wêreld omkeer, en ek het vandag 'n ding gesien, hulle is 40 dae besig om te vas en bid. Kan God lewens verander? Kan. Maar as ek nie vir daai vrou gesê het nie, en die een wat my kom sien het, die mag van die duisternis het so gewerk, ek sit agter my tafel, dat sy al hoe laer buig in die voorkant van my tafel, dat ek naderhand onder die tafel deur vir haar moet kyk en met haar moet praat. Was die veroordeling in my hart nie? Want ek weet God kan hulle help. Want wat is die verskil tussen 'n kwaadspreker en 'n homoseksueel en 'n moordenaar en iemand wat een of ander sonde doen, kind van die Here? Daar's nie 'n groter sonde bo ander sonde nie. Ek wil jy moet verstaan, die woord sonde beteken you miss the target. Jy skiet mis. Jy mis die kol. So luister baie mooi. Die Here kom en hy sê vir jou ryk uit. Die tweede stap is nooi hierdie persoon uit. Hy sê, vat hom na jou huis toe, praat met hom, maar bou 'n vriendskapsbrug met daardie persoon, kry vertroue tussen jou en hom, nooi die persoon na die kerk toe, nooi hom na die erediens toe. Nooi hom na die mannegeleentheid toe, soos gister die mannegeleentheid, nooi hom na die vrouedag toe wat voor lê, maar nooi hierdie persoon uit. Hoekom wil jy hê hy moet kom? Sodat hy Christus se liefde kan ervaar en God kan ontmoet in 'n dieper diepte en kan hoor en sien in ander mense se lewens wat God vir hulle gedoen het. Julle, die getuienis spreek van self. So jy moet gaan en dan moet jy hulle uitnooi. Maak hulle 'n deal. Ag pastoor, maar ek is nou nie lus om koffie en koekies en tee voor te sit vir al hierdie vreemde mense nie. Ag so wat. Gee dan maar Coke, dis ook alright. Maar sorg daarmee dat ten minste Marie biscuit of 'n ding lê. Nie 'n Marie biscuit nie, dis te weird, dis bietjie bad. Ten minste lemon cream. Jy kry mos nou deesdae sparsin en jy kry Pick n Pay en jy is so sleg soos die ander, maar sit net iets op hy bord. Vrou koop nou dat sulke lemon creams en my dogtertjie vat so op en sy sê, ja, hoeveel het jy betaal vir die goed? Ek kyk hy pakkie so, ek sê nee, ek dink sy het verniet gekry. Ek sien kind van die Here. Begin mense bereik en begin mense bevriend, nooi hulle uit. Nooi hulle uit na die erediens toe, waar hulle God kan ervaar, waar hulle God kan beleef. Want ons leer elke bediening in hierdie kerk om hierdie 7 goed deur te voer. Want in elke bediening moet dit werk. Die kinders moet God se teenwoordigheid kan ervaar. Hier's kinders in hierdie kerk, of hier's kinders, hier was verlede week 'n seentjie, hy's net so goed, sy pa baie mee af, maar hy mis nie 'n diensie agter nie. Hoekom? Want hy het iets gevind. Aanvaarding. Hy het iets van Jesus kom leer. Hy het die liefde van God in hierdie mense kom beleef. So nooi hierdie mense uit. Waar kry ek dit? Paulus sê, volg my, soos ek Christus volg. Maar kyk wat gebeur in Johannes 1 vers 35 tot 40. En die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Kyk wat gebeur nou. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien, sê hy vir hulle, wat soek julle? Kom aan. Hier staan dit op die bord. Wat soek julle? Waar is hy skrif? Vat hom 'n bietjie verder onder toe. Wat soek julle? Dit klink bietjie kras. Maar Jesus het nie vir hulle gesê, wat soek julle nie? Hy draai om en hy kyk na hulle met sy oë vol liefde en sy barmhartige hart van genade. Hy sê, wat soek julle oukies? Waar is julle op pad? Wat wil julle doen? Hoor dit antwoord hulle om. En toe Jesus omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi,
waar is u tuis? So waarheen gaan hy? Daar waar Jesus nou bly. Waar is hy tuis? Hy sê vir hulle, ag, kom kyk. Ek is so bly, julle het gekom. Ek is so bly, julle het geluister. Ek is so bly, julle het gehoor. Ek is so bly, julle het gereageer. Kom, kyk! Hoekom, wat as julle sien, kan julle verander, gaan vertel wat julle gesien en ervaar het. Kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis was, en die dag by hom gebly, deurgebring. So kan jy sien, dit is nie net 'n fly-by-night ding nie. Jesus gebruik hier die geleentheid om iets met hulle te deel. Ons gaan nou sien wat sy effek. Kom saam, kom kyk. Hier ontmoet Jesus sy eerste 2 disippels. Met Jesus se kyk, met Jesus wat vir hulle sê, kom kyk. Hy nooi hulle om tyd met hom te spandeer. Here, verhoudings word gevorm deur tyd. Jy ontmoet nie net 'n vrou en dan trou jy môre nie. Hier is party ouens wat dit doen, maar dit werk nie so nie. Gaan, nommer 1. Wat is die tweede een? Kom saam, nooi uit. Kom saam met my. Wat wil God hê moet gebeur? Wat is die derde ene? Nou is dit die derde een. Stel hulle voor. Ontmoet ander Christene. So jy gaan, jy nooi hom uit, en nou kom hy hier in die kerk. En nou sien jy, hier sit die ou wat jy genooi het, maar jy sit daar agter by jou vrou lief en jou haar hand vas. En hier sit hierdie arme ou vrou hier voor en hulle stoksiel alleen. Klink soos daai liedjie wat hulle in Afrikaans sing, stoksiel alleen. Nee mense, luister mooi. Ons moet hierdie mense voorstel. Hoekom? Want hy moet ander mense leer ken, en jy het dalk so 'n bietjie agtergrond oor hierdie persoon. So stel hom aan iemand voor met wie hy kan assosieer. Die probleem is, ons is so baie keer los van mekaar af, wat ons nie eens weet wie is die ander nie. Hoor as sê Johannes 1 vers 41, Andreas, die broer van Simon, Petrus, was een van die 2, wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Nou julle, wat se teologie het ek nodig om daai sinnetjie te sê? André, dit gaan nie goed met jou nie. Maar ek wil hê jy moet weet, ek en my vrou, ons het die Here gevind, man, en ek het vir jou 'n antwoord vir jou lewe, Jesus. Dis mos 'n logiese gesprek. Sê dit vir die persoon. Ontmoet ander Christene. Vers 43 sê, en hy het hom na Jesus gelei. Nou wat moet jy doen as jy iemand na Jesus wil lei? Hy ontmoet Jesus, hy gaan, hy nooi Petrus uit, en Petrus ontmoet Jesus. Kom aan, kan jy sien, daar's 'n patroon daar. Nou probeer ons allerhande programme in die kerk loods, terwyl ek en jy is God se program. Kom aan, verstaan julle wat ek vir julle sê? Dis goed om allerhande goed in die kerk te doen, maar ons is die program. Ons moet dit doen wat God wil hê ons moet doen. Vers 44 sê, die volgende dag het Jesus vir Filippus gekry en hom geroep om hom te volg. Maar kyk wat doen Filippus, vers 46. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind. So wat sê aansluitingsboodskap by al 2 hierdie ouens? Ek het God gevind. My lewe het verander, ek het die Here gevind. So kan jy sien as jou getuienis. Ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nasaret. Vers 47 sê, Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Filippus antwoord hom, man, moet nie met my teologie praat nie, ek verstaan nie al die dinge wat jy nou sê nie, ek is nie so goed belees in die Bybel soos jy nie, maar jy sê, nou kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom, maar al wat ek weet is, man, ek het hom ervaar, ek het sy liefde gesien, ek het hom beleef, kom net saam en kom kyk vir jouself. Kan jy sien,
Wat gaan iemand doen as hy in die teenwoordigheid van die Heilige Gees kom? Hy gaan God beleef. Kom saam. En dan sê jy vir hierdie persoon, dis waar ek was. God wil dit vir jou doen. Ek het nie al die antwoorde vir jou vra nie, maar kom kyk vir jouself. Ek weet God kan jou help, God kan jou uit jou behoeftes uittel, ek weet God kan vir jou onderneem. Kom net, kom kyk vir jouself. Vers 48, daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hier kom Nathanael uit die bloute uit aangestap saam met Filippus, kom voor Jesus, en voordat Nathanael sy mond kan open, kom Christus en hy sê vir hom, hierdie is 'n man sonder bedrog in sy hart. Nou is die wind uit Nathanael se seile gehaal, want hoekom? Hy het Nasaret, goeie dinge in sy kop. Hy weet daar kan niks uit goeds uit Nasaret, dis wat in sy kop is. Wat doen Jesus? Hy overroel dit met die Heilige Geeskrag. Hy sê vir hom, ek sien jou. Nou vra Nathanael van waar af ken u my? Nou sê Jesus vir hom, toe hy onder die vyeboom was, het ek jou reeds gesien. 'n man sonder bedrog, hoekom verwys hy daarna? Daar onder die vyeboom moes Nathanael 'n aksie aangegaan het van geregtigheid. En daar was nie bedrog in sy hart. En Christus het dit gesien. En toe hy vir Nathanael sê, ek het gesien wat daar onder die vyeboom gebeur het. Toe roep Nathanael uit, nie net Rabbi nie, maar ek weet dat u die Seun van God is. Hoe kom hy tot daai oortuiging? Nie deur teologie nie. Hy kom tot daai oortuiging deur Jesus se teenwoordigheid en die almag van sy Gees. Gaan, bevriend mense ryk uit, nooi uit, kom saam, stel voor, ontmoet met Jesus en ander gelowiges. Die vierde een is verbind. Ja, dit is nie 'n lekker Afrikaanse woord nie, so dit klink of jy iets verbind, seer verbind. Die woord verbind is eintlik word deel. Trek hulle en assimileer. Na hierdie ontmoeting van Petrus en Andreas en Johannes met Jesus, kom Jesus by hulle by die see van Galilea, en hoor wat doen Jesus in Markus 1. En terwyl Jesus, vers 16 tot 17, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En die eerste 4 disippels wat hom reeds ontmoet het by 'n vorige geleentheid, los hulle totale bedryf, hulle nering, hulle werke. Die Bybel sê, hulle los dit, en hulle maak 'n verbintenis om Jesus te volg. As duisende mense vandag wat nie in kerke is nie, hulle is nie verbind tot 'n gemeente nie, want hulle is bang om hulle te verbind, want hulle het iewers seer gekry in die gemeente. 'n Gemeente kan jou nie seer maak nie. Dis mense in die gemeente, maar die Bybel sê die issue is in jou eie hart. Wat maak jy met mense wat jou seer maak? Hanteer jou hart. Hanteer jou hart. Moenie uit die kerk uit onttrek nie. Want die kerk is God se liggaam. Jy kan nie rondom Christus, jy kan nie vir Christus net lewe daar op jou eie eiland in jou huisie nie. Dit kan nie werk nie. Jy het ander gelowiges se gawes nodig, want daarom is die liggaam siek en party van julle is reeds dood. Jy het die gawes van God nodig. Wat is die 5de een? Nadat julle verbind het, nadat julle gesê het, hoor hierso, kom volg my, kom agter my aan, kry hulle uit dat hulle Jesus 'n verbintenis tot Jesus maak, dat hulle verbintenis tot die kerk maak, dat hulle verbind tot God se koninkryk. Wat is die 5de een? Die oomblik as hulle verbind het, nou rus jy hulle toe.
En daar gaan jy nou vir my sê, maar pastoor, ek is nou nie 'n teacher nie, ek is nou nie 'n opleier nie. Ek wil vir jou sê, jy lei nie jou kinders op nie. Jy modelleer God aan hulle. En dit is 'n deel van ouerskap. En al wat jy doen is om hulle toe te rus. Jy skep die geleentheid waar hulle betrokke kan raak in die gemeente se toerustingsprogramme. Jy kan self saam met hulle gaan, vir hulle die eerste keer sê, hoor, ek gaan saam met jou gaan, dat jy net eers daar kan inkom, en jy raak betrokke, jy nooi hom uit, daar na jou klein groep toe, jy nooi hom uit na die gemeente toe, en wanneer hy in daardie gemeente om verbind het, wanneer hom tot daardie klein groep verbind het, dan begin jy met die proses van toerusting, en jy hoef dit nie self te doen nie, jy kan iemand anders kry om dit vir jou te doen, want daar in die klein groep, in die groeigroep, behoort jy in elk geval toegerus te word. En hier in die gemeente rus ek jou vanmôre toe, ek preek nie net nodig vanoggend vir jou nie, ek rus jou toe. So rus hulle toe. Bring hulle op die plek waar hulle kan sien wat God doen. Jesus bevry, vat hierdie eerste 4 disippels en hy gaan na Kapernaum toe en hy bevry 'n besetene binne in die kerk. Hy genees Petrus se skoonmoeder aan koors. Hy genees 'n malaatse, hy genees 'n verlamde man in Kapernaum. En dan leer hy hulle in Matteus 5, 6 en 7 die saligsprekinge wat die geloofsbelydenis van die Nuwe Testament is. Hoe om in die koninkryk van God te leef. So kan jy sien, daar's niks moeilik aan dit nie, mense. Jy moet net jou kant bring, hierdie persoon oppas, hierdie persoon jou volgeling maak, en jy moet hom begelei en hom leer, en jy moet hom op 'n plek bring wat jy weet, hy's blootgestel aan wat God met sy lewe wil doen. Die 6de een is, as 'n verskil tussen toerusting en bemagtiging. Verstaan wat is bemagtiging? Bemagtiging is, Jesus het geleer, hulle het geluister. Jesus het gedoen, hulle het gesien. Jesus staan terug, hy laat hulle doen, en hy ondersteun hulle. Hoor jy wat ek vir julle sê? Dis bemagtiging. Dis nie kopkennis alleen wat werk nie. Dis jy vat 'n ou by sy hand, en jy wys hom hoe deel jy met 'n siel. Jy vat 'n ou by die hand en jy wys hom hoe doen jy berading op iemand. Jy vat 'n ou en jy wys hom hoe werk die kinderkerk, hoe werk jy met kinders. Jy vat 'n ou en jy wys hom hoe werk ons met tieners. Jy vat 'n ou daar by jou werk en jy begin met hom hierdie grootheid van die dinge van die Here deel. Jy rus hom toe, maar uiteindelik wil ek hê jy moet verstaan môre, jy moet hulle bemagtig. Markus 6 vers 7, en hy het die 12 na hom geroep, en hulle 2 begin uitstuur, en hulle mag gegee oor die onreine geeste. Lukas 10:1 sê, en na hierdie dinge het hy weer 70 ander apostels, en hulle 2 vir 2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. In Lukas 10 is daar 'n wonderlike skrif, en ek gaan hom sommer lees hierso. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander, ekskuus tog, is julle reg daar, so Lukas 10 vanaf vers 17 jaar. En die 70 het met blydskap teruggekom. Hy stuur hierdie klomp disippels uit, nou kom hulle terug. Kyk wat gebeur toe hulle terugkom. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, hulle gee nou terugvoer. Ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Gee my die volgende skrif. Toe sê hy vir hulle, hoor mooi, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, as die volgende een. En kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. So luister mooi, laaste ene. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die gees aan julle onderworpe is nie, maar wees julle liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. So wat doen Jesus? Hy het hulle toegerus, hy het hulle gewys hoe dit werk, hy het hulle gewys hoe om duiwels uit te dryf, hy het siekes genees, hy het al hierdie dinge gedoen. Hy was getrou, die Bybel sê soos hy gewoonte gehad het, het hy die dienste bygewoon in die sinagoges, hy het geteach, hy het al hierdie dinge gedoen. Maar dan kom maar 'n stadium. En kyk mooi, dis nie net die 12 apostels nie. Hy stuur 70 disippels op een slag uit, gewone mense wat hom volg. En hy sê vir hulle, gaan maak siekes gesond, gaan dryf duiwels uit, en gaan verkondig die evangelie aan hulle.
En hier kom hulle terug, en hulle is opgewonde en sê, weet jy, die oomblik toe ek dit doen, toe is die Here daar. En ek het nie eens geweet dit gaan gebeur nie, maar die Here het my gehelp, tot die duiwels het gevlug. Hoekom? Want God is met jou. So kan jy sien, ons hoef nie bang te wees nie. Die Here wil jou gebruik. Wat is die laaste een? Moniteer. In moniteer is daar eintlik 3 woorde. Manage, bestuur, begelei en versorg. Jy kan nie net mense na die Here toe bring en hulle los nie. Ek gaan vir jou Johannes 17 vers 5 tot 8 lees. En dan 11 tot 12 en dan 18 tot 20 op die bord. Wat sê hy daar? En nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Ek het U naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom. Want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Gee my die volgende een daar. Vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het. Is dit 'n gebed? Bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Hoe het Jesus dit gedoen? Deur vir hulle te bid. Hoor wat sê hy? Oor die wat U my gegee het ek gewaak. So wat is jou laaste ding wat jy moet doen? Jy moet hierdie mense bewaar en jy moet oor hulle lewe waak. En dan sien ons in Handelinge 7 hoe dat 'n hele managementstelsel in plek gesit word toe die Grieksprekende Jode met Petrus hulle argumenteer omdat hulle weduwees oor die hoof gesien is. En die apostels het met die menigte toegespreek en vir hulle gesê, ons kan nie die woord van God en die prediking van die woord, ons kan nie ons gebed en die woord van God nalat om al hierdie werk te doen, hierdie weduwees te versorg nie. Maar kies uit julle geleedere 7 betroubare manne wat ons oor hierdie nodige saak sal aanstel, sodat hulle na hierdie weduwees kan omsien. Kan jy sien, daar's 'n stelsel. So met ander woorde, die laaste ding wat ons moet doen is, wanneer ons deur hierdie 7 goed gewerk het in ons lewe, moet ek seker maak, hierdie persoon bly by God. Moet ek die Here vertrou, ek moet oor hom bid, ek moet vir die Here vra, om hierdie persoon geestelik volwasse te maak, totdat hierdie persoon op sy eie voete kan staan en self 'n disipelmaker word. Die laaste een, almal van ons kom ons bid vir iemand. Jy bid dan vir jou kinders. Is hierdie 7 goed moeilik of is dit maklik? Kom aan, ek wil hoor. Is dit moeilik of is dit maklik? Julle, daar's niks ingewikkelds aan nie. Nou wil ek jou vra. As jy vanmôre bewus word dat jy disippels moet maak, is daar iemand in hierdie kerk wat bereid is om te sê, ek gaan in hierdie week wat voor lê, en eintlik van nou af voortaan, gaan ek probeer om te gaan, ek gaan probeer om mense uit te nooi, ek gaan probeer in al die 7 dinge wat ek hier vir julle genoem het, gaan, kom ek lees dit net weer, dan sluit ek af. Ek moet mense uitnooi, kom saam met my. Ek moet hulle voorstel aan Christus en ander gelowiges. Ek moet hulle verbind tot God se koninkryk deur die kerk, deur 'n klein groep, hoe ook al. Ek moet hulle toerus, ek moet hulle leer, meer van Jesus leer en my gawe gebruik om dit te doen. Ek moet hulle bemagtig. Ek moet hulle bystaan terwyl hulle vir God iets doen. En die laaste een is, ek moet hulle moniteer, ek moet oor hulle waak. Ek moet seker maak dat hierdie mense gaan nie verlore nie. Julle, hoe moeilik is dit? Daar's nie teologie by nie. Dis net 'n wilsbesluit.
Is daar iemand vanmôre? Kom ons buig ons hoofde. Wat vanoggend wil sê, Here, ek word bewus dat ek het nog nie eintlik my geestelike doel vervul nie. En ek wil vir jou sê, ek het nog nie my doel vervul nie, alhoewel ek al baie hierdie goed gedoen het. Want ons sal ons doel vervul en dan sal die Here kom ons te kom haal. Maar miskien voel jy vanmôre, ek het gefaal. Is daar iemand wat sy hande wat sommer klaar opgaan? Is daar nog iemand wat sê, Here, ek gaan hierdie 7 goed neerskryf. En ek gaan dit probeer uitleef. In Jesus se magtige naam. Is daar nog iemand? Ek gaan hierdie ding uittrek nie. Is daar nog iemand? Julle kan maar julle hande laat sak die wat oppas. Is daar nog iemand wat sy hand wil opsteek of haar hand wil sê, ek gaan my verbind. Daar's nog 'n hand wat opgaan, daar's nog 'n hand wat opgaan. Daar's nog 'n hand wat opgaan. Miskien is jy klaar betrokke in dit, is goed. Ons is dankbaar daaroor. Kom ons staan, dan aanbid ons die Here in Jesus se naam. Ken jy daai ou liedjie wat sê, because he lives, I can face tomorrow. Kom ons sing hierdie liedjie saam. Dan gaan ek vir jou bid aan vandag ons. Because he lives. Ander mense het nog nie die voorreg wat jy het nie. Moet hulle nie ontneem van 'n geleentheid nie, want God het jou gekies. Want as mense by wie jy gaan uitkom, met wie ek nooit koneksie sal hê. Ek sit tans met mense, ek en pastoor Amanda, wat vir baie ver uit Pretoria uitkom, wat hier uitgekom het, ek weet tot vandag toe nie hoe nie. Vooral, dit was God se plan. En ek moet alles in my vermoë doen. As ek in die nag wakker word, dan sien ek hierdie man en vrou se gesig voor my. Ek vra die Here vir wysheid en insig in die kompleksiteit van hierdie stryd. Maar because he lives, I can face tomorrow. Kom ons sê dit vir hom. I can face tomorrow because he lives. Yes, all fear is gone. All fear is gone because I know, yes I know, he holds the future. Life is worth the living just because he lives. Kom ons sê dit vol. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives. All fear is gone, because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Here, ek wil bid dat jy elke vrees vanmôre, Here, onder die bloed sal werp. En dat jy met die Gees, Here, duidelik in elke persoon wat vanmôre, Here, hier is. En in besonder met hulle wat hulle verbind het vanmôre om in hierdie tyd wat voor lê, Here, disippels te gaan maak. Dat jy in hulle hart en hulle gees alle vrees sal wegneem. Want die sê ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons sal sê of wat ons aan mense met hulle sal deel nie. Maar U, Here, sal ons lei deur die Gees op die regte tyd. En ek wil vra, Here, help hulle om die wêreld daar buite te bereik met Christus Jesus se goeie nuus. En help hulle, Here, om hulle in te bring. Help hulle om te gaan, help hulle om uit te nooi. Help hulle, Hemelse Vader, om
om daardie mense te bring, om hulle met Christus te bevriend en met ander gelowiges, Here. Help hulle om hulle te verbind, Hemelse Vader, tot God se koninkryk. Help hulle om hierdie mense toe te rus. Help hulle, Hemelse Vader, om hulle te bemagtig, deur by hulle te staan, deur hulle te ondersteun, en help hulle, Hemelse Vader, om ook hierdie mense te moniteer en seker te maak dat hulle op koers is, en dat hulle gawes kan aanwend. Gee hulle genade, Hemelse Vader, dat hulle sal bid, dat ons sal bid oor elke siel wat U ons pad langs bring. Here, nie net oor hulle sal bid nie, maar Jesus het gesê, ek het hulle bewaar en bewaak. Help ons dat ons mense sal bewaar in ons gebede en hulle bewaak in die liefde, Here. Ons bid vanmôre, Hemelse Vader, vul U koninkryk in hierdie dae magtiglik met mense wat tot redding kom. Maak U die kerke vol wat leeg is. Maak U, Hemelse Vader, skep U geleenthede dat ons sal uitreik na alle mense, ongeag wie of wat hulle is, in 'n bewustheid, Hemelse Vader, dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ek wil elkeen van hulle verdaag in die liefde, en ek wil bid dat hulle sensitief sal wees vir die leiding van die Heilige Gees, dat hulle die stem sal hoor. En wanneer U, Hemelse Vader, 'n deur oopmaak in iemand anders se lewe met wie hulle moet deel, dat hulle onmiddellik daardie geleentheid sal raak sien en dit sal gebruik tot verheerliking van U naam. Ek eer U daarvoor, ek loof U, Vader, in Jesus se groot naam, en die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en liefde, drink 'n koppie koffie saam met ons, die Here seën vir julle, en sterkte vir die week wat voor lê.